Ons sluit ons so in ons bid saam. Hemelse Vader, hier in die begin van 'n nuwe jaar. Is dit ons nuwejaarsvoorneme, ons nuwejaarsgebed. Ons begeer, ons honger, ons dors vir meer van U, Here. Ons begeer meer intimiteit, meer tyd, meer luister, meer gehoorsaamheid. Ons begeer meer van U, Here. Ons wil meer hoor, Here. Ons hart wil meer ontvang. Ons begeer meer van U, Here. Hier in die begin van 'n nuwe jaar wil ons sê, Here, ons is reg. Ons is reg vir nog 'n jaar. Ons is reg vir meer by U tyd spandeer. Ons is reg om dit nog 'n keer te doen, nog 'n jaar, nog kerk, nog bid, nog Bybel, nog welsyn, nog, Here. Ons is reg daarvoor. Nie omdat ons iets is nie, maar omdat U 'n vuur binne in ons brand, wat U kan stil sit, stil bly, stil staan nie, Here. Daar's 'n vuur binne in ons wat brand, wat 'n seer, stikkende, gebroke wêreld wil optel. Daarom is ons honger vir meer van U, Here. Here, ek bid op hierdie oomblik mense wat hier is, wat moeg is, seer is. Mense wat al klaar, die jaar het skaars begin, 2 weke, 3 weke, en klaar is daar mense wat geslaan is, geboelie is, seer is. Klaar is daar sonde wat weer begin het, gewoontes wat teruggekom het. Klaar is daar nuwejaarsvoornemens wat gefaal het. Klaar is daar weer chaos in die huis. Klaar is daar weer stres en bekommernis en maagsweer. Klaar is daar weer die duiwel. Op hierdie oomblik bid ons, Here. U kom met 'n nuwe vars wind, 'n vars gees, en U blaas deur hierdie plek. En U sê, ek steek 'n nuwe vuur aan, Here. Soos daai vure gebrand het in die Kaap hierdie week, Here. Here, oral was daar vure en nou is daar 'n geesvuur wat sê, ek brand skoon die ou dinge. Ek brand weg die ou gewoontes. Ek sit 'n nuwe passie, 'n nuwe energie, 'n nuwe liefde in jou hart. Dankie daarvoor, Here. Dankie daarvoor, Here. Dankie, Jesus. U genees, U bring vryheid, U bring liefde. Dankie daarvoor, Here. U gee nou vrede, kalmte, stilte, rus. God's got this. 2026 is in God's hand. God's got this. En ek is veilig in U hand. Dankie daarvoor, Here, in Jesus naam. Amen. En amen. Baie dankie, liewe gemeente. Dankie Lisa en die musiekspan, die aanbiddingsspan. Dankie almal wat vanoggend weer saam kuier, ook aanlyn en almal in die huis. Ons het 2 dienste gedoen sodat daar minder chaos daar buite in die parkeerarea is, en toe besluit almal hulle kom nog steeds na die eerste diens toe. Okay, so daar's nog steeds chaos daar buite. Okay, so niks het verander nie. Dankie, het is 'n voorreg, laasweek al die eerste keer hier, ons begin praat oor 'n woord wat ek glo die Here vir my gegee het al laas jaar toe ek hier was, Oktober maand, en so om opgegroei en opgebou, en is iets van herbou die altare van die Here. En net dankie, soveel mense het vir ons boodskappe, foto's, stories gestuur van hoe hulle hierdie week altare begin herbou het. Mense in hulle huis waar hulle stilte tyd hou, klein klippies so op mekaar begin pak. Ek kyk ons groot klippe. Nou kyk, as ons 12 van hierdie goed pak, dan gaan jy hier agter staan en preek en niemand gaan jou sien nie, dan kan ek jy wegkry. Maar okay, hier gaan ons altare bou in die kerk. Dankie vir jou storie, dankie vir almal wat gereageer het en begin doen het. Nie net hoorders van die woord nie, maar is nie 'n strikvraag vir 18 Januarie nie. Jy veronderstel om skerp te wees hierdie tyd. As in November, verstaan ek as jy my so kyk, nee, okay? Is nog Januarie wakker, alright? So ons is nie net hoorders van die woord nie, maar doeners, dadders, kies jou woord, okay? En so dankie daarvoor, almal wat iets gestuur het, almal wat besig, ons het mooi stories, 'n man wat 'n gevaarlike pad ry, en hy het op hierdie pad vir hom kruise gaan sit, altare gaan sit, as merkers, wat hy 3 keer 'n dag of iets, oral waar hy ry, oor en oor, terug fokus, Here beskerm my, bewaar my, Here wees met my, wees by my vrou en my kinders, hier, so beautiful, well done, keep it going.
herbou die altare. Dis wat die woord vir 2026. Die skrif wat ons gehad het, Eksodus 20:24, hy sê, die altaar wat julle vir my moet bou, met grond gemaak word. Julle moet daarop brandoffers en dankoffers, kleinvee en beeste offer. Bou die altare op die plekke wat ek vir julle uitwys. Baie belangrik, daai plek tel, waar jy dit doen. Ek sal daarna toe kom en julle daar seën. Simpel vraagie. Wie wil geseën wees in 2026? Okay, hier's mense wat sê, ek sal nie my hand oplig in die kerk nie. Jy sal my nie beweeg nie. Okay, sterkte, geniet jou jaar. As julle dan 'n altaar van klip vir my wil bou, mag julle net natuurlike klip gebruik. Dit moet natuurlik praat van suiwer, dit praat van skoon. Jy bou nie 'n altaar met ChatGPT nie. Okay, niks teen ChatGPT nie. Maar dis fake. Jy kan nie vinnig een oggend tik en sê, okay, gou, hoe bou ek 'n altaar in 10 minute? It's a journey. Dis jou hart. Die Here weet, jy kan nie die Here dink jy gooi hom 'n curveball en sê, kyk my slim antwoord oor altaar nie. Hy wil sien jy's in jou hart daarin uitverkoop. Hy weet alles. Jy kan nie tools gebruik soos hy sê nie. As jy 'n altaar van klip vir my bou, mag jy net natuurlike klip gebruik. As jy dit met gereedskap sou bewerk, sal dit nie meer aanvaarbaar wees nie. Storie. Israel het hierdie beginsel begin van die altaar. En reg deur die Ou Testament, oor en oor, gaan lees om ek het dit gedoen, so trust my maar, as hulle die altaar verwaarloos, verloor hulle. Vyand neem oor. Al hulle koring op hulle lande, kom vat die Filistyne, al die wyn, al die graan, alles wat hulle boer en bou en in belê, word gevat deur die vyande. Gaan lees die boek Rigters. En dis nie kort tydjies nie, dis 20, 30, 40, 50 jare, kom vat die vyand die goed. Dan kom daar een rigter, een profeet, een priester, en wat is sy eerste aksie? Herbou die altaar van die Here. Hoekom? Want dit is die ontmoetingsplek. Ons taal vandag, dis die kerk, dis die bymekaar kom plek, dis waar jy kom, jou sonde bely. As jy vanoggend hier gestap het, ek is 100% seker daarvan, jy het aan 1 of 2 dingetjies gedink wat jy hierdie week verkeerd gedoen het. Wie het aan, okay, nou raak ons weer eerlik in die kerkie, né? Dis lekker. Jy sonder dat jy bedoel het, jy het gesing, en die volgende dink jy, wat 'n slegte Woensdag. Ek het daai dan vertel, waartoe kan hy gaan? Dalk was dit nie reg nie. Op pad kerk toe. Ja, ek moes nie so ongeduldig met vrou lief gewees het nie. Sy het al 14 kinders reg gekry, skoon gekry, in die kar gekry. Jy nie 14 kinders nie. Ek voel vir my so. Ek het al, en jy dink, want dit was die plek van ontmoeting, waar daai altaar gebou is, het hulle 'n dier kom offer, en hulle sondes kom bely. Maar dit was nie net vir sondes nie, dit was die plek van openbaring, revelation. Dit was die plek waar die Here sê, ek gaan julle seën, hier kom 'n nuwe ding, hier gaan dit gebeur. Die Here het vir hulle planne kom gee. 'n Boer maak 'n plan. Kan ek vir jou sê, jou beste plan kry jy by die altaar. Daai ander planne is baie keer goeie idees. Wie se goeie idee het al nie uitgewerk nie? Okay. Maar 9 uit die 10 keer, die goeie plan wat jy by die altaar gekry het, het waar geword. Want dit was 'n openbaringsplan. Dit was 'n God spoke. Dit was 'n revelation wat oopkom. Daai altaar is 'n plek van ontmoeting, van intimiteit. Dit was 'n plek van verbond sluit. Waar die Here vir hulle gesê het, as julle sal, dan sal ek dit doen. As julle dit doen, doen ek dit. As julle so reageer, doen ek dit. Dit was plekke waar ons hele Bybel is geskryf en gevorm uit altare uit. En ek het dit laasweek genoem, ek gaan nie herhaal nie. As altaar in die Nuwe Testament, die hoofeen natuurlik die kruis, Jesus, daar's altaar waar ek en jy op gaan wees in die Nuwe Testament, en daar's tot altaar al klaar in die hemel. Daar's al klare altaar is reg deur jou lewe, en as jy die altaar verwaarloos, dan gaan dit sleg met jou. Dan boelie sonde jou, siekte vat oor, depressie, moegheid, kwaadheid, anxiety, you name it. As jy die altaar verwaarloos,
dan wen die duiwel in jou lewe. So, twee goed wat jy kan verwag as jy die altaar herbou. Ons het gesien, die Here sê, ek sal jou seën. Ons almal sê, ons wil 'n geseënde jaar hê. En die tweede ding wat jy sien in die Bybel, as jy die altaar herbou, wat gebeur? Soveel male, as iemand die altaar herbou, is dit daai, kan ek sê, daai magic moment. Nie waar iemand kom met 'n bakkie vuur, en die altaar aan die brand steek met 'n firelighter of 'n biek of wat ook al jy het nie, waar God self uit die hemel uit vuur. Nou, ek weet nie van jou nie, maar man, om so iets te gesien het, joh, ek bedoel, dis dalk weerligstraal, of ek weet nie hoe dit gebeur nie. Die een sê met die vinger van God het hy aan die brand gesteek, of die vinger van God het die engel het aan die brand gesteek. Ek weet nie hoe dit gebeur het nie, maar een ding weet ek. Man, ek sal een van my dinge sal skrik, en twee, ek sal nogal nie sukkel met my geloof na daai moment nie, nee. Dit sal 'n life-changing moment wees van, vuur uit die hemel uit het hierdie altaar kom van. Nou jy kan verwag, as jy jou altaar herbou, elke oggend in jou lewe, elke aand, elke dag, en jy hou jou kwaliteit stilte tyd, en jy kom hier op kerk toe, jy doen jou gedeelte, kan jy verwag, God sal sy gedeelte doen. En hy sal met vuur in jou lewe antwoord, en dis waaroor ons vandag gaan praat. Wat beteken dit? Hoe lyk dit? Hoe gebeur dit? En wat kan jy verwag gaan gebeur, as daar vuur in jou lewe is? Storietyd, 1 Konings 18. So die volk het al weer droog gemaak, niks niets nie, klink soos my lewe, okay? Alweer droog gemaak, dinge gaan sleg, dinge verkeerd, bla bla bla. En daar's 'n klomp Baal-profete en Elia. En Elia sê, okay, die dag het aangebreek, let's do a showdown. Julle ken dalk hierdie storie. En hy sê vir die Baal-profete, bou vir julle altare, sit diere op, sit hout op, doen al die dinge wat julle wil, dan bid julle vir Baal, dat hy met vuur uit die hemel uit moet antwoord, en julle altare aan die brand steek. En dan, as julle klaar is, dan gaan ek altaar bou, en dan gaan ek vir God bid, die ware God, die enigste God, en hy gaan dan met vuur antwoord. Julle onthou die storie, nee? Kom ons gaan lees waar, ek gaan nou nie vir jou lees, waar die Baal-profete hulle self sny, en al die bad goed wat gebeur, omdat ons aandag soek. Kan ek net sê, daar is eintlik 'n diep preek. Het jy al gesien wat se mal goed doen mense vandag, om aandag te kry? Dis Baal-profete, by the way. Ja, ek sien die mal goed wat mense doen om geld te kry. Dis Baal-profete. Mal goed, net om raak gesien te word, YouTubers, wat noem hulle, influencers, al die twak en nonsens. Dis alles wat mense doen op soek na vuur. Mense soek daai vuur, jy's gemaak om dit te soek. Jy's gesoek na daai lewe, daar's 'n innerlike dryf in jou, wat sê, ek soek daai passion, daai excitement, ek soek daai energy, ek soek daai life. En dan doen ons allerhande mal goed om dit te kry, ons kry dit nie. Okay, Elia kom, 1 Konings 18:30, dat ek by my preek bly. Toe roep Elia die volk, hy sê, kom nader. Hulle het almal rondom hom kom staan, terwyl die altaar van die Here wat afgebreek was, herstel het. Kan ek net vra, wie was laasweek hier? Julle laasweek gesien, ek moes elke keer my bril aan sit, om skrif te lees. Sien julle vandag, hoef ek dit nie te doen nie? Die genesing, wat in 'n week kan plaasvind, is, nee, ek het net groter fonds geprint, man, het jou, okay. Lekker dom, alright, kom ons gaan nou, sorry, dat was, waar kom ek vandaan? Hulle het rondom hom kom staan, terwyl die altaar van die Here afgebreek was, herstel het. So wat doen hy? Herbou die altaar, né? Hy het 12 klippe gevat, een vir elke stam van die nageslag van Jakob, vir wie die Here gesê het, jou naam sal Israel wees. Hy het die klippe gebruik, om die vervalle altaar van die Here reg te maak. Is daar miskien 'n vervalle altaar van die Here in jou lewe? Is daar miskien 'n tyd toe jy meer gebid het, meer geglo het, meer by hom uitgekom het, meer gelove het wat in die kerk gebeur, meer passievol vas, selgroep by, ek vra net, hy sê hy die altaar kom herstel, dit wat vervalle geraak het. Hy sê, hy het die klippe gebruik om die vervalle altaar van die Here reg te maak. Daarna grawe hy 'n sloot rondom die altaar. Dit was groot genoeg om ongeveer 15 liter te hou. Hy het hout op die altaar gesit, die bil in stukke gesny en dit op die hout neergelê. Toe beveel hy,
vat 4 groot waterkruike, maak hulle vol water en gooi dit uit oor die offer en die hout. Tussen hakies, daar was droogte, is nog deel van die storie, dit het vir 3,5 jaar nie gereën nie, daar's chaos, is hongersnood, al die goed, maar hy gaan mors water en gooi dit nog oor die altaar. Nadat hulle dit gedoen het, sê hy vir hulle, doen dit weer. Is groot woorde, doen dit weer. Mens, die Here sê vir jou baie keer, doen dit weer. 7 keer moes hy om in die Nylrivier gaan was, doen dit weer. Daar's iets van herhaling in die geesteswêreld wat werk. Doen dit weer. Hulle het weer gemaak soos hy gesê het. Die water het oor die altaar gestroom en selfs die sloot rondom vol water gemaak. Teen die tyd van die aandoffer het die profeet Elia na die altaar toe gegaan en gebid. Here God van Abraham, Isak en Israel, wys tog vandag dat U God is in Israel en dat ek U dienaar is wat alles op U bevel gedoen het. Here, antwoord my sodat hierdie volk kan erken dat U Here God is en dat dit U is wat hulle weer na U toe laat omdraai. En dan hierdie woorde, onmiddellik het daar vuur van die Here gekom en die offer verbrand, as ook die hout, die klippe en die grond. Daai is interessant, né? Selfs die grond om waar die klip gestaan het. Dit het selfs die water in die sloot opgedroog. Toe die volk dit sien, val hulle op die grond en roep uit, die Here is God, die Here is God. No kidding. Nee, as jy so iets beleef, onmiddellik na die gebed, kom die Here en hy antwoord met vuur. Kom ons praat daaroor. Jy sien, die beginsel is, ek en jy is verantwoordelik om die altaar te bou, God is verantwoordelik om met vuur te antwoord. As jy jou deel doen, kan ek jou guarantee, sal God sy deel doen. Hy is 'n waarmaker van sy woord, hy het nog nooit gejok nie, en hy gaan nie hierdie jaar begin nie, ek beloof dit vir jou, okay? So as jy die altaar bou, as jy die beginsels volg van die Bybel, die beginsels van die skrifte, en jy bou die 12 klippe, ek jou later verduidelik wat dit is, en jy doen daai gedeelte, kan ek jou beloof, gaan hy in jou lewe kom, en met vuur antwoord. Nou, wat is vuur? Enige ingenieurs, kom aan, wie is die slim ouens? Ons het slim ouens in ons kerk, hulle vertel my altyd hoe moet ek my werk doen. Enige ingenieurs, slim mense hier, nou is niemand, okay. Wetenskap, juffrouens, alright. Wat is vuur? Energie is 'n goeie woord. Wat is vuur? Kom ek gee jou sommer die antwoord, want ek sien ek het julle klaar vasgevra. Okay, dit was 'n maklikheid. Ek weet ook nie, alright. Wat is vuur? Dis so 'n mooi dingetjie. Okay? Gaan ChatGPT om. Wat is vuur? Kom ek gee vir jou antwoord, jy ChatGPT. ChatGPT gaan vir jou terug antwoord. That's a very good question. Want hy weet ook nie. Hier is die antwoord, vuur is nie iets nie. Het jy dit geweet? Daar is nie iets soos vuur nie. Vuur is 'n kombinasie van dinge wat by mekaar moet kom. Daar is nie 'n enkele ding wat vuur is nie. Vuur kan nie op sy eie bestaan nie. Vuur is, hulle noem die beste woord is combustion. Wanneer 'n klomp dinge by mekaar kom, natuurlik is altyd suurstof, nee, kan nie sonder suurstof nie. Dan moet suurstof wees, dan is daar wrywing, daar's daai energie, daar's daai skaaf, daar's daai iets, 2 klippe, daar's 'n materiaal wat moet brand, 'n hout, 'n gas, iets. Dit kan nooit alleen bestaan nie. Nou, die Bybel sê ons God is 'n verterende vuur. En God is drie-enig. Wanneer God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees begin skouers skuur en begin werk in jou lewe, wat begin ontstaan? Energie, vuur. En dan, daai vuur is daai vonk, het julle al gespeel, Survivor speletjies, nee, dan kap jy die klip so te mekaar, dan kom maar net 'n vonkie. Daai vonkie is die energie, die wrywing wat te mekaar kom, maar dan moet daar fyn houtjies, stoffies, blaartjies, grasies wees, nee, kom aan mense, speel saam met my, wykie, nee, dan kap jy dit, en daai vonkie steek, daai bietjie grasies in die brand, dan blaas jy het, en ek sal Survivor wen, want ek kan vuur maak, okay, so, en dan, okay, dan spoeg jy hom dood, nee, as jy staan en preek en blaas, okay, dan begin hy brand, maar dit gebeur nie alleen nie.
God is 'n verterende vuur, dis waarom dit so moeilik is. Is dit moeilik om God te verduidelik? Dis amper onmoontlik, nee. Wat is God? Jy weet nie van waar af hy kom nie, jy weet ook nie van waar vuur afkom nie. Dis daai energie, daai krag, daai wrywing, as jy 2 stokkies so vryf, né? Daai is die moeilikste, and by the way, almal maak of dit so maklik is, daai vrek my. Maar in elk geval, as jy daai wrywing vuur alles bymekaar kry, dis die drie enige God wat begin werk. En wanneer die godheid begin werk, dan kom daar vuur. Maar die vuur kan nooit alleen nie. Dan kort hy iets om te brand. Hy kort 'n materiaal, hy kort 'n stof, hy kort 'n middel wat hy aan die brand steek. En daai middel, vuur is, ek love vuur, is seker my favourite hobby, net vuur maak. Hierdie week braai ek by 'n pel en hy jaag spaar toe en hy gaan koop 2, 3, 4 groot stukke hout. Nou gaan ons braai, né? Lekker, ons gaan braai. En hy koop blits. Okay, nou het brand ons true story, nou lies. Nou brand ons die hele pakkie blits op. Ons kry nie daai groot stukke hout in die brand nie. Dis sy eerste keer, by the way. Okay, maar in elk geval, hy is nie 'n goeie vuurmaker nie. Nou sê ek vir hom, jy moet eers klein takkies brand. Slim is, okay? Nie maak dit blits, okay? Nee, jy moet eers die blits en dan kleiner takkies en groter en groter en groter en dan kry jy vuur. Mens, in jou lewe kom God en hy begin werk en hy begin met klein takkies. Hy begin hier in die oggend in jou hart te praat en sê ek soek jou. Ek roep jou. Ek begeer jou. En die manier hoe jy reageer op daai woorde, hoor vir my. Die manier hoe jy reageer op daai woorde, bring jy groter hout na die vuur toe. Hoe kom jy op die punt waar jy jou hele lewe vir hom gee? Jy het begin met klein takkies. Jy het begin met klein treetjies van gehoorsaamheid. Klein goedjies waar hy sê, skryf 'n check. Ons het nie meer checks in Suid-Afrika nie. Gee 'n bedrag. Jy sê, wat? Ja, kan nooit daai geld weggee, net gee vir armes nie. Maar dan doen jy dit. Die eerste keer wat jy daai bedrag gee, was dit iets soos, wat? Die tweede keer, maar ook derde keer, nader aan, as jy jou ooit vee, dan gee jy jou lewe vir die koninkryk. Begin nie sommer een dag. Jy staan op een dag en sê, ek gaan my hele lewe vir die Here gee. Jy kan nie daai groot hout aan die brand steek. Party van julle is baie groot stompe. Maar jy kan nie daai groot hout aan die brand. Ek doen eendag iets om jou wakker te hou. Kom aan. Wag. Dis harde werk hierdie, is warm hierso, okay? Jy het nie aircon nie. Okay? Mense, dit vat klein takkies, groter takkies. As jy sê, Andries, kom sien ek nie die vuur van die Here in my lewe nie. Dis dalk, hy het met jou begin praat, maar jy het nie gereageer, jy was nie gehoorsaam nie. Hy het begin stuur, gaan na 'n selgroep toe, skryf in vir 'n kursus, raak betrokke by die kerk. Nee, ek kan nie weer moan. Hoe meer jy dan moan en groan, gooi jy water op die vuur. Maar jy wil jou groot lewe vir hom gee. Jy gee nie jou groot lewe vir hom, jy begin klein. En jy gee jou lewe, kom ek laat die gevaar van 'n vuurlose lewe. Ek het 'n hele boek daaroor gaan lees. Bottom line, kom ek som hom vir jou op. Seer, sonde, verwoesting, pyn. 'n vuurlose lewe is 'n lewe wat 9 uit die 10 keer, en ek judge, please people, I don't judge, I love. Maar 9 uit die 10 keer 'n vuurlose lewe eindig op in een of ander verslawing. Eindig op in een of ander depressie. Eindig op in een of ander regskeiding. Eindig op in een of ander kind wat die pad byster word, en dis die seerste sere wat daar is. Kom aan. 'n vuurlose lewe is 'n duiwelwen lewe. 'n vuurlose lewe is waar die duiwel sê, ek kom net om te slag, steel en te verwoes. Nou is mense wat sê, maar daai goed is in my lewe, nou sê jy, nou judge jy my, ek het nie vuur in my lewe nie. Ek's jammer, pel. As daai goed in jou lewe gebeur, sit God nie op die troon nie. Want waar hy op die troon sit, seën hy, beskerm hy, bewaar hy, voorsien hy, genees hy. Waar hy op die troon sit, is al lewe en oorvloed. So ja, sorry. As daai goed in jou lewe gebeur, is hy nie op die troon nie. Is daar nie 'n altaar in jou lewe nie. En hoor my hart, ek kry seer saam met almal wat seer kry. Ek is saam met jou, ek is in daai pyn, en ek het al self deur daai seer gegaan, maar hoekom?
want hy was nie op die troon nie. Ek het nie die altaar herbou nie. So 'n eenvoudige opsomming. Eenvoudig, wat kan jy verwag van 'n vuurlose lewe? Pyn en hartseer, ongeluk, verdriet, en ons kan net so lang lys goed skryf van alles wat kan verkeerd loop. En daarom, herbou die altaar in jou lewe. Elke oggend, elke aand. Kom ons gaan kyk na die beginsels. Vandag, laaste versie vir die dag, Levitikus 6 vers 8. Dit was die reëls van altaaronderhouding in die Bybel. Kom ek lees vir jou. Hy sê toe die Here vir Moses gesê, gee vir Aaron en sy seuns die volgende instruksies oor die brandoffer. Die brandoffer moet op die altaar bly tot die volgende môre. Daar's iets van die brandoffer reg deur die nag. Daar's 4. Hy sê die brandoffer moet altaar bly tot die volgende môre. Die altaarvuur moet die hele nag deur brand. Mens, dit wat werk om 'n vuur aan die gang te hou. Enigiemand al in die Bosveld? Ja, is lekker, né? Is daai vuur, maar dit vat werk. Iemand moet die hele tyd die vuur aan die gang hou. Hy sê hy moet reg deur die nag brand. Die volgende môre moet die priester aan diens sy spesiale linneklere aantrek. Hy moet dan die as van die brandoffer wegneem en dit langs die altaar neersit. Dan moet die priester weer sy gewone klere aantrek en die as na die buitekant van die kamp toe dra, na die plek wat daarvoor bestem is. Intussen moet die altaarvuur bly brand. So wanneer hy met hierdie as werk, moet hy groot stompe stokkies uithou en hy moet die vuur eenkant apart hou. Hy gaan gooi nie die vuur buite weg nie. Hy hou die vuur in 'n bak, né? Hy sê intussen moet die altaarvuur bly brand. Dit mag nie uitgebrand word nie. Die priester moet elke oggend hout op die vuur dan gooi en die daaglikse offer weer aan die gang kry, né? En daarop sit. Hy moet dan die vet van die maaltydoffer bo op die daaglikse brandoffer verbrand. Onthou, die vuur op die altaar moet ten alle tye bly brand. Dit mag nooit uitbrand nie. Sonder om weer op my eie toon te trap, want ek saam met julle, daar's te veel stories in my lewe waar die vuur nie gebrand het die dag nie. Het jy sulke stories? Hartseer stories. Sondewens stories. Bad days, waar ek op my kinders afgaan en my vrou en wat ook al. Dis wanneer die vuur begin uitgegaan het. Dis wanneer ek so wil suksesvol word op planeet Aarde, is waar ek so wil werk, so wil bereik, so wil achieve, so wil impress, so wil mense, so al hierdie ander goed wil doen, dat ek nie die belangrikste werk doen op planeet Aarde nie. Die belangrikste werk is, die vuur van die Here mag nooit doodgaan binne in my nie. En die manier hoe vuur nooit doodgaan nie, is stokkies en houtjies. Dis daar moet die hele tyd werke bygesit word, daar moet die hele tyd effort bygesit word, sodat daai vuur nooit doodgaan nie. Die mooi ding, kom ek gee vir jou 'n praktiese oefening. Elke oggend in my lewe, Troosbobs, no lies, elke oggend in my lewe, sit ek iewers stil, en ek haal die as van die altaar af. Wat is die as? Gister se foute. Ek kan vir jou, en ek gaan dit nie nou doen nie, net 'n besoek huisgenoot ons weer vandag en skryf alles neer wat ek sê. Ek kan vir jou woordelik sê wat ek gister droog gemaak het. Ja, ek het gister foute gemaak. Ek het gister dom goed gesê, dom goed gedink, dom goed aangevang. Maar waar's dit? Dis verbrand. As is verbrande hout. Dis lekker, né? Dit het gebrand, dis op die altaar. Iemand het sy lewe daarvoor gegee. Maar wat moet ek doen? Ek moet nou vanoggend, moet ek daai as in die bak krap, en ek moet dit waar gaan gooi? Buite die stad. Wat's buite die stad? Waar's Jesus gekruisig? Buite die stad. Gaan lees Hebreërs 13, dit staan net so in Hebreërs 13. Elke oggend moet jy buite die stad gaan, na waar Jesus is, en jy moet daar die as gaan gooi en sê, dankie Jesus, het gesterf vir my foute van gister. En dan moet die priester terugkom, Levitikus 6, en hy moet die vuur wat daar is weer kindel, en hy moet blaas daarop, en hy moet dit nurture, en hy moet dit bederf, en hy moet hout bysit, en dan brand daar weer 'n nuwe vuur vir vandag. Moenie laat jou sonde van gister jou weghou om vandag voluit te leef nie. Moenie laat jou foute jou keer nie, want ons almal het dit. Ons almal het bad moments, maar moet ook nie gemaklik raak daarmee nie. Laat die vuur dit brand. Die vuur van God se liefde.
Die vuur van God se heiligheid verteer dit. Die vuur van God suiwer goud. Die vuur van God gaan al hoe meer die nonsens. Daar's 'n woord in die ou vertaling wat 'n ou in die moeilikheid kan bring. Hy kan die kaf uit jou lewe uitbrand. Jy moet hom mooi sê. Daai is een van daai woordjies wat jou in die moeilikheid kan kry in 'n kerkdiens, okay? Maar jy moet die kaf uit jou lewe uitbrand, okay? Nou, dit staan in my Bybel, ek lees net my Bybel, nie my judge nie, okay? Maar jy moet die kaf uitbrand. Jy moet hom mooi sê. Alright, okay. Ek weet nie van jou nie, maar ek het kaf wat met uitbrand. En dis wat die vuur doen. Hy kon gee passie en lewe en energie, prakties. Elia het gekom en hy het 12 klippe gepak. Waarvoor staan die 12 klippe? Is ek sterk, kyk hoe skop ek 'n klip. Okay. Die 12 klippe, 12 stamme van Israel. Wat beteken dit vandag vir jou? 12 maande van die jaar. Mens, as jy nie die altaar in Julie maand in die koudste maand van die jaar bou nie, het jy moeilikheid. As ek jou nie Julie by die altaar sien nie, het jy moeilikheid in jou lewe. 12 maande van die jaar beteken reg deur 2026. So wat ons gaan doen, net om jou te help, elke eerste Sondag van die maand, kom ons terug altaar toe en gaan ons nagmaal bedien. Baie van julle doen dit al jare saam met ons. Maar nou gaan ons dit bietjie meer intentioneel doen. Die eerste Sondag van die maand het ons nagmaal by die altaar en ons sê dankie dat Jesus sy lewe op die altaar neergesit het en ons herbou die altaar. En as jy 'n slegte week het, 'n slegte maand het, as jy 'n slegte paar weke, wat ook al het, die eerste Sondag van die maand kom terug kerk toe en kom herbou jou altaar saam met ons. En kom fokus weer en kom reg en sê Here, hierdie jaar gaan die vuur reg deur die jaar brand. So dit doen jy. So dan wat het hy gedoen? Hy het die klippe gepak. Bo op die klippe het hy hout gepak. Wat is hout? Hout is jou werke, jou dissipline. Dis klein werkies en groot werkies. Klein werkies is lees elke dag Bybel. Dis 'n klein werkie, is 'n fyn stokkie. Hy brand gou uit, gou deur. Maar dan hoe meer gehoorsaamheid jy aan die werke doen, werke in mense, werke by die kerk, werke in volunteer, werke van gehoorsaamheid, hoe groter logs begin jy brand. En dan wat het Elia nog boop gesit? 'n Bil, hy het 'n bil in stukke gesny. Dis 'n offer wat bo op die altaar lê. Wat is die ultimate offer wat ek en jy kan gee bo op die altaar? Romeine 12:1. Gee jou liggaam as 'n lewendige offer vir die Here. Jy present jouself elke oggend. Here, vandag leef ek nie vir myself nie. Vandag is ek 'n instrument in U hand. Ek gaan werk toe vir U. Ek gaan nie werk toe vir myself nie. Ek gaan skool toe vir U. Ek gaan alles wat ek doen is vir U. So gebruik my vandag as die offer bo op. En hier kom God. En hy antwoord met vuur. En die vuur verbrand en verteer alles. En ek love it. Die vuur vat alles wat ons offer en gee, maar hy doen nog meer. Hy brand hy klippe op. Hy brand ons jaar, hy vat alles, maar hy brand die grond om die altaar. Wat is die grond? Jou altaar word gebou in 'n huis, in 'n dorp, in 'n familie, in 'n land. Wanneer God antwoord, beïnvloed dit selfs die land. Mense, dis groot. As jou vuur reg brand, as God regtig kom en antwoord, jy kan nie anders dat die mense wat om jou loop geraak word met jou vuur nie. Het jy al om 'n vuur geloop? Dis warm. Hallo. Jy het nie die vuur gedoen nie, jy het nie die hout gegooi nie, jy het nie die stokke, jy het niks daarmee te doen nie, maar jy loop verby hom en wat voel jy? Sy hitte. Wil jy Suid-Afrika met 'n beter land word? Begin brand. Laat God die vuur begin aan die brand steek. En oral waar jy is, gaan die grond om jou begin beïnvloed word. En dan laastens verteer hy die wat? Selfs die water. Nou mense, wat is water? Water is die direkte oppositie van vuur. Hy sal selfs die direkte oppositie in jou lewe verteer. Hy sal die vyand, die boosheid, die sonde, die geweld, die korrupsie, die aaklig in ons land, hy sal selfs die direkte sonde wat vuur probeer blus, sal hy verbrand. Wat is die reël? Elke oggend moet die priester gaan na die altaar toe. Die musiekspan kan opkom, ons is klaar. Elke oggend
moet jy altaar toe gaan. Elke oggend moet jy die as van gister gaan uitgooi. Die bietjie vuur wat jy nog oor het van gister moet jy nurture. En elke oggend moet jy nuwe goed bysit en sê, Here, hier is my lewe, hier is die vuur, hier is my gehoorsaamheid. Laat ek vandag brand vir U. Laat ek vandag hierdie wêreld 'n beter plek, 'n beter huwelik, 'n beter pa, 'n beter ma, 'n beter werker, 'n beter kind, 'n beter tiener, 'n beter student. Ek kan alles wat ek moet doen, kan ek beter doen. Wanneer U vuur binne in my brand. Wanneer U energie in my is. Wat is vuur? Ons weet nie. Dis daai kombinasie van God, drie-enig, wat beweeg, energie begin losmaak binne in my. En ek verander 'n wêreld nie in my krag nie, maar in die vuur wat binne in my brand. Die huwelik red, begin brand. Jou kinders, tieners, die pad wys, begin brand. Wie jou by jou werk 'n impak maak, 'n man of influence word, begin brand. Dis die secret. Hoe begin jy brand? Elke oggend altaar. Laaste sinnetjie, nou luister ons na 'n lied. Dis jou werk om die altaar te bou. Dis sy werk om die vuur te stuur. Is jy reg dat hy vuur stuur? Ek het gevas en bid vir hierdie diens. Hy gaan vuur stuur. As party van ons wat uit hierdie gebou uit gaan hardloop. Want daai vuur gaan jou lewe verteer en die strooi waarmee jy besig is deur die week. Die sonde wat jy dink jy wegsteek vir almal, die vuur expose. Is jy reg dat hy met vuur antwoord? Het jy gesien wat het gebeur toe hy met vuur antwoord? Die hele volk het soos een man neergeval en gesê, die Here is God. Is jy reg dat hy met vuur antwoord? Want dan gaan hy dalk bietjie expose, hy gaan bietjie brand. Jy gaan bietjie confess, papi. Jy gaan jou arrogance verbrand. Jy gaan jou man of power for the hour gaan bietjie verbrand. Jy wat wheel en deal en jy sort manne uit en jy kry jou geld en jy wys jy ry jou groot bakkie. Hy gaan vir jou brand, papa, tot in 'n mini. Ek weet nie waar kom dit vandaan nie, who cares? Hy gaan jou brand. Vuur is nie jou speelmaat nie. Het julle daai al geleer? My pa het altyd vir my gesê, 'n vuurhoutjie brand 2 keer. Eerste keer as jy iets in die brand steek en as jy hom nie vinnig genoeg neergooi nie. Vuur is nie jou speelmaat nie. Hierdie preek is nie 'n speelmaat preek nie. Is jy reg dat hy antwoord met vuur? Is jy reg om reg te leef vir die jaar? Mans, hier's van julle, is jy reg om my website nooit weer oop te maak nie? Is jy reg om nommers te delete van jou foon af? Jy sal nooit weer met daai vrou of man praat nie. Want as die vuur brand, speel jy nie met die goed nie. As die vuur brand, sal sekere woorde nooit weer uit jou mond uitkom nie. Negatiewe woorde wat jy oor jouself spreek, stop vandag. Dit stop vandag as die vuur begin brand. Hy's nie jou speelmaat nie. So pas op wat ons bid. Ons gaan altare herbou. Hoe is lekker. Hoe hy kom ons seën. Hoe is lekker. Ja, en hy antwoord met vuur. Eina, dis nie meer lekker nie. Dis wat vuur doen. Vuur brand 'n offer. A sacrifice to God. My lewe word 'n sacrifice to God every morning. Dis nie oor my nie. Ek brand. Ek is in diens van hom. Ek maak nie geld vir my nie. Ek maak geld om weg te gee. Dit is stupid, dit is dom. Maar dis wat jy doen. Jy doen wat jy doen, want jy help waar jy kan. Dis sacrifice. Ek moet ophou preek. Suster, sing vir ons 'n liedjie. He
mag alles kos hier, want U is alles werd. Hier bou ek 'n altaar, hier gee ek my hart. Hier is my afgode, elke kroon en krans, al my aardse strate hier op die altaar. Hier is ek gebroken, so ver van volmaak, maar vir U volkome hier op die altaar. Hier bou ek 'n altaar, nie van hout, nie van steen. Hier bring ek 'n offer, dis net vir U alleen. Dit mag alles kos hier, want U is alles werd. Hier bou ek 'n altaar, hier gee ek my hart. Hier bou ek 'n altaar, hier gee ek my hart. Kan ek jou vra om op te staan vir hierdie gebed? Ons gaan opstaan en as 'n teken, 'n simboliek gaan ons sê, Here, hier bou ek my altaar. En Here, ek lê die klippe neer. Maak nou jou besluit. Here, ek bou 'n altaar, ek lê die klippe neer. 12 klippe elke maand van hierdie jaar. En as dit is dat ek elke eerste Sondag van die maand moet terugkom vir nagmaal, dan doen ek dit. Maar ek gaan 'n altaar die heel jaar bou. Herstel die altaar van die Here in my lewe. En ek gaan nie houtjies opsit, Here, wat dit ook al is. Elke oggend Bybel lees, elke dag bid, Here, selgroep join, bediening join, welsyn, wat ook al. Ek gaan begin hout opsit, ek gaan begin dade doen, Here. Here, ek sit die offer neer op die altaar. Ek sit myself neer, Here. Hier bou ek 'n altaar. Van ons het die geloof en sê, kom wat wil, wat gaan teen my kom? Gooi maar water op die altaar. Sonde gaan teen my kom. Mense gaan teen my kom. Familie gaan teen my kom. 'n man, 'n vrou, 'n kompetisie, iets gaan teen my kom. Maar Here, ek bou hierdie altaar. Maak nie saak wat teen my kom nie. Ek gaan hierdie altaar bou, Here. Ons maak hierdie besluit vandag as gemeente saam. Ons herbou die altare van die Here. Hier 'n lewensentrum. Elke oggend in my huis, Here, iewers gaan ek stilte tyd hou, kwaliteit stilte tyd. Elke aand, iewers voordat ek gaan slaap, gaan ek net hierdie dag afsluit en sê dankie, Here, U is in beheer. Ek herstel die altaar. Die vuur mag nie uitbrand nie, Here. Die vuur mag nie uitbrand nie. En U het beloof, as ons die altaar bou, sal U antwoord met vuur. Here, hier is soveel van ons wat nou sê, ek kort vuur, Here. Is die begin van 'n nuwe jaar. Ek het die krag vir hierdie jaar nie. Ek het nie energie vir hierdie jaar nie. Ek weet nie wat gaan ek hierdie jaar doen nie. Ek weet nie hoe gaan ek hierdie jaar weer die fight wat ek laas jaar gefight het nie. Die enigste manier hoe ek nog 'n jaar die fights kan fight wat ek moet fight, is as U 'n vuur in my aan die brand steek. Here, dat ek hierdie jaar kan vat soos nog nooit. Laat 2026 my beste jaar in my lewe word. Die enigste manier hoe dit my beste jaar kan wees, is as die vuur nooit ophou brand nie. Here, die vuur van Januarie, die vuur van April, die vuur van Julie, die vuur van reg deur hierdie jaar, Here. Maar dan moet U hom vanoggend nou aan die brand steek, Here. Dan moet U hom nou aan die brand steek, Here. Here, ek gee my lewe, ek gee my hart, ek gee my alles, soos wat ons gesing het. Kom Heilige Gees, kom steek hierdie vuur in my aan die brand. Ek gee dit aan U, Here. You set a fire in my soul. Come, Holy Spirit.
en steek 'n vuur hier binne in my aan die brand, Here. Ja, hierdie vuur konfronteer my sonde, my selfsug, my narcisme. Hierdie vuur konfronteer my waar ek lelik is en vieslik is, waar die eie ek op die troon sit. Hierdie vuur kom brand nou die lelik in my, en is nie lekker nie, maar ek wil meer die vuur hê, as wat ek die sonde het. Ek soek meer die heilige vuur, as 'n koue, dooie, purposeful, dooie lewe. Ek soek eerder die vuur. Ek soek eerder die vuur, want ek wil nie sonder vuur leef nie. Ek wil nie sonder vuur my kinders groot maak nie. My tienerseuns soek vuur. Hulle gaan soek dit in die lewe, hulle soek dit in drugs, hulle soek dit in pornografie, maar as hulle pa vir hulle vuur wys, dan soek hulle pa se vuur. Hulle soek pa se vuur. Kom aan, Heilige Gees. Steek ons aan die brand vandag met die heilige vuur van God. Ons Here is 'n verterende vuur. Kom brand, Here.